vorm jou nuwe identiteit. 'n Kort videogreep het my diep laat nadink. Die Britse komediant het my eintlik laat dink hy gaan iets grappigs maak, maar toe sê hy is baie dieps. En sy naam is Jimmy Carr en hy word gevra hoe 'n mens met 'n gebroke hart oorleef. En sy antwoord is, jy verloor nie net die persoon nie, jy verloor ook die weergawe van jouself wat saam met daardie persoon bestaan en geleef het. Ons identiteit is nooit net een ding nie. Ons is een mens by ons kinders, 'n ander by ons vriende, nog 'n ander in 'n huwelik, nog 'n ander in 'n beroep. En wanneer 'n verhouding, 'n werk of 'n besigheid skielik verdwyn, dan verdwyn ook die jy wat daar geleef het. Jy was die eienaar, die bestuurder, die broodwinner, die geliefde. Navorsing bevestig hierdie pyn. Erika Slotter en ander het gevind dat mense na groot verliese, het sy deur 'n verbokkelde verhouding, of werksverlies of 'n besigheid wat omgeval het, werklik minder selfhelderheid ervaar. Hulle weet letterlik minder wie hulle is. En dit voorspel eintlik hulle emosionele pyn selfs baie sterker as die verlies self. Maar hier bring die evangelie, die goeie nuus van Jesus, 'n dieper antwoord as om net weer iemand lief te kry of net weer 'n besigheid te begin om die leemte te vul. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Jou identiteit was nooit werklik net in 'n titel, 'n huweliksmaat, 'n balansstaat of 'n werk gevestig nie. Al het dit so gevoel. So as jy vandag voel 'n stuk van jou is weggeneem deur verlies, deur bankrotskap, deur verbrokkeling, deur 'n leë kantoor waar jy eens die eienaar was, onthou, God skep opnuut. Jy word nie noodwendig net weer heel nie. Jy word meer as dit. Jy word nuut gemaak. Ja, die verwerking vir alles neem tyd en dis pynlik, maar dis die groeipyne van 'n nuwe jy en 'n nuwe identiteit wat God jou help vorm. Leef geïnspireerd.